Goeiemôre, dit is dan 4 April vandag. Lees in 2:5-7 Groot Johannes Evangelie boek 2. Net herinner aan vanaand het ons na sononder die Pasga. Ons gaan 'n bietjie vroeër toemaak sodat die vrouens die saaltjie kan hê om vir ons nou mooi tafels te dek soos wat hulle elke jaar doen. En ons sien uit daarna. Dit is altyd 'n geleentheid om uit te sien. Maar die groot geleentheid waarna ons in ons harte uitsien, is dit wat die Pasga vir ons inhou, en dit is die ewige lewe, om in 'n toestand van sonde vry te leef vir ewig, en te weet dat die Pasga lam, Yeshua, dit vir ons weggevat het. Ek is so hartseer as ek sien wat mense skryf wat in ons gemeente was, wat ook al amper bo op die berg was, wat ons nou lees, en dan hoor ek hulle soek naar stigtelik na 'n lam. Hy moet nou nie gekapater wees, of wat noem 'n mens dit, gehamel wees nie, en hy moet sy stert hê, en hy mag nie 'n oortag hê nie, want hulle moet die lam gaan slag. En dis wat jy kry. Jy kry daai lam. Ons kry die lam van God, van Elohim. En hy, as lewende wese, as ligwese, het vir ons alles gebring. En ons lees dan nou, dis 'n regtig 'n voorreg om alles te lees wat hy gedoen het, wat nie in die Bybel opgeskryf staan nie. Soos wat Johannes sê, as ek vir julle alles moet vertel, wat hy gedoen het, dan is daar nie, die wêreld sal die boeke nie kan bevat nie, bedoelend, die wêreldse mense sal dit nie kan begryp nie, of bevat nie. Soos hierdie verhaal van vanoggend. As jy dit gaan vandag vir die mense wat nie in Yeshua glo nie, en wat hom nie sien as die lam van Elohim nie, hulle sal dit net nie glo nie. Sê, ag nee man, gaan vertel hierdie sprokies vir die kinders. Dit is die hartseer. Ek het my al moeg gestry om die eenwording van Yeshua met die Vader vir mense te probeer verduidelik. Maar die eintlike ding wat jy moet, hierdie mense wat dit nie wil glo nie, wat sien dat Yeshua net 'n mens is, en nie volkome Elohim God nie, is die rede is, daar is 'n tekort aan liefde. Daar is nie liefdeswerke nie. En as gevolg daarvan, kan hulle nie hierdie dinge insien nie. En die tweede ding wat daarby kom, hierdie mense het gewoonlik almal leermeesters. As hulle nie self 'n leermeester is wat Yeshua verwerp nie. Dan, as jy 'n leermeester het wat nie Yeshua is nie, dan kan jy nie deur Yeshua geleer word nie. En hy sal jou ook nie openbaar wie hy is nie. Die leermeester moet dit dan vir jou openbaar. En ons het ervaring van hierdie leermeesters, wat Yeshua as 'n tweede entiteit sien. Later dan moes hy hom afskaal na 'n mens toe. Nou verkondig hy in ons volk, in die regse geleerdere, in ons medeboere, dat Yeshua nie deur 'n bonatuurlike verwekking voortgekom het nie, maar dat Josef by Maria of Miriam ingegaan het en Yeshua verwek het. Ek dink hy het dit so sarkasties gesê, daar is baie gespeel. En dit is die noodwendige gevolg wanneer jy leermeester speel en die leermeester verag, die ware leermeester met 'n hoofletter. Jy kry niks. Jy kry niks. En hierdie mense bly hulle besig om met Yeshua se uitsprake terwyl hy nog besig was om sy doel te bereik. Hulle sien ook nie dat Yeshua doel bereik het nie. Hy het 'n pad geloop 3,5 jaar, maar hy het die doel bereik met sy dood en sy opstanding. En niemand kyk na die woorde wat hy gespreek het na die tyd nie. Dit is so goed. Ek het 'n vriend wat 'n jagplaas het. En ek was 5 of 6 jaar gelede daar. Toe het hulle dit net gekoop
en hulle het begin bou. En ek verkondig nou vir al die mense, jy kan nie daar gaan jag nie, want daar's nie wat noem jy dit, daar's nie kampgeriewe nie, daar's nie ambulisieblok nie, daar's nie eetsale nie, en ek bly dit verkondig, maar as 5-6 jaar later, ek doen mos daai manne oneer aan, want hy was mos besig om te bou, hy seker nou klaar. En dis dieselfde, as jy heeltyd die ding hamer waar Joshua byvoorbeeld sê, niemand is goed nie, net Elohim is goed. Nou sê hulle, sien jy, hy sê self, hy is nie goed nie, hy is nie God nie. Ja, hy was nog in vlees, hy was nog besig met die bouwerk. So jy sê nou, die bouwerk kan niemand in bly nie, want die bouwerk is nie voltooi nie. En dit is hoekom Joshua nie deur die volk op hierdie oomblik aanvaar word vir wie en wat hy is nie. Wie het die oorwinning by Bloedrivier gebring? Joshua en sy engele. Die Vader kon nie verskyn daar nie. Die Vader kan in elk geval nie nou meer buite Joshua verskyn nie, want alles sal tot niet gaan, nie net die Zulus nie, die boere en die waans en alles sal verdwyn het, net in die niet vir hy geweldige lig. Daar in Joshua kon net sekere Zulus dit sien, die wie se geestes oog oopgemaak is, en hulle getuig daarvan. En dis ons leermeester, hy is ons leermeester. Julle kan my lesings gaan volg, daar is seker nou baie meer as 1000 op YouTube, onder Dogter van Sion. Nie een keer het ek my as 'n leermeester voorgestel nie. Ek het net een leermeester, Joshua. Daarom lees ons vanmôre die grootste deel net uit sy woord uit, woorde wat hy vir ons gegee het, want hy is die leermeester. Ons kom vanmôre by die opheffing van die see van Galilea, hoofstuk 1-3-4. By die aanhoor van die gesange sê Jara in verrukking. Onthou, sy's nou in die gees. Joshua het haar geestesoë oopgemaak. Die ander sien alles, maar hulle slaap. Hulle sien dit omdat hulle liggame dit nie kan verdra nie, maar net Jara is in so 'n geliefdesverrukking dat haar liggaam nie vir haar pla nie. Meester, dit is werklik moeilik om te bepaal wat hier mooier en heerliker is. Die gesang, die woorde of die glansryke duisendkleurige lig of die pragtige gestaltes van hierdie tallose eteriese sangers. Dis nou die engele. Ag, nou het ek maar pas 'n idee van wat nou presies die hemele van Elohim is. O, ek sou nou dadelik wil sterwe en dan na hierdie wondermooie sangers wil oorgaan. Maar sê my tog, meester, o meester, as u dit wil, wie en wat is hierdie glansryke sangers nou eintlik? Is hulle werklik wat hulle skyn te wees, of is dit slegs deur u vir hierdie oomblik niet geskape wesens? Joshua sê, dit is engele, en hulle was eindeloos lank gelede geskape, voor daar ook maar 'n spoortjie van 'n materiële skepping aanwesig was. Roep maar een en oortuig jou of hy net soos alle ander 'n heel volmaak egte wese is. Daarby moet ek jou nog sê, dat hoe lig en eteries hy ook al daar uitsien, elkeen van hulle tog so sterk is, en so 'n krag en 'n mag in hom het, dat die kleinste en swakste van hulle in 'n oomblik die hele aarde sou kon verwoes, dat daarvan ook nie die kleinste stoffie sou oorbly nie. Nou dat jy dit weet, kan jy een roep en hom 'n paar proewe laat uitvoer. In die Bybel getuig een van die apostels, dat die hemele het vir ons oopgegaan, en ons het die engele in die hemele gesien. Maar jy lees nie eintlik van waar dit gebeur het nie. Hier lees ons nou van een plek, en daar is talle in die nuwe openbaring, waar die hemele geopend is, en hierdie engele vir Joshua dien. Jara sê, meester, dit durf ek egter nie, want hoe onbegryplik mooi hulle ook al is ek tog bang vir hulle.
Joshua sê vir haar, maar kindjie, het ek jou nie nou net uitgelê wat vrees is nie, jou gister? Kyk, jy mag nou dus nie bang wees nie, anders sal ek moet dink dat daar in jou hart ook nog iets wêrelds woon. Jy is nota bene by die meester, voor wie se naam al hierdie wesens sal dit nie buig. Waarvoor moet jy dan bang wees? Jara sê, dit is natuurlik maar al te waar, maar die ongewone gesig van so onbeskryflike tafereel moet 'n arm, swak meisie tog baie van haar wysheid afbring. Maar nou sal ek my wel beheers en u sal sien dat Jara ook sonder angs kan wees. Na hierdie woorde wink sy dadelik vir die eerste en die beste engel en hy kom oombliklik swewend na haar toe en vra haar met 'n baie vriendelike en liefdevolle stem: Jara, pragtige dogter van my Elohim, my ewige meester, wat wens jou liewe suiwere hart van my? 'n bietjie oorbluf deur die glans en die majesteit van die hemelbode sê Jara: Ja, goed, die meester wat u hier sien, sê vir my, dat elkeen van u soveel wondermagte het, en dat ek my daarvan maar moet oortuig deur 'n proefneming. Maar wat kan ek nou as proef gee, as ek niks meer weet as wat ek eers in die paar dae van die meester Joshua gehoor het nie? Die engel sê, luister mooie hemelse blom, ek sal jou in die naam van Jahwe dadelik uit die verleentheid help. Kyk, daar benede lê die uitgestrekte en diepe see van Galilea. Wat sou jy daarvan sê, as ek haar sou ophef uit haar groot en diepe bekken, en dan in die vorm van 'n groot waterbol, vry in die lug ongeveer vir 'n uur lank tasbaar en sigbaar sou ophang? Jara sê, dit sou weliswaar verskriklik wonderbaarlik wees, maar waar sou die liewe visse gedurende die tyd bly, en ook die talle skepe, wat ten dele langs die oewers lê, en dikwels ook op die see rondvaar? Die engel sê, ek sal daarvoor sorg dat daar geen vis, en ook geen enkele boot beskadig word nie. As jy die aangebode proef wil sien, sal die voorgestelde oombliklik voor jou sweef. Jara sê, ja, as geen wese daarby skade kan opdoen nie, dan mag jy dit wel doen. Die engel sê, kyk agter jou, die see is leeg, en tot op die laaste druppel sweef al haar water nou vry in die lug, goed sigbaar vir jou oë. Jara wou na benede in die diepte kyk, maar stoot met haar voorhoof dadelik teen die koue natte wand van die vlak, naas die rotswand, vry swewende waterbol, wat 'n totale deursnee van ongeveer 4000 klafters het. Toe sy dit sien, vra sy om heel beteter, maar hoe, om Jahwe se ontwil, kan hy so iets in 'n nouliks denkbare kort oomblik gedoen het? En is die see nou wel regtig heeltemal sonder water? Die engel sê, Jara, kom saam met my en oortuig jouself. Jara sê, hoe kan dit gedoen word? Die engel sê, as dit vir my moontlik was om die swaar massa water in 'n oomblik op te hef, dan sal dit vir my tog ook moontlik wees om jou bliksemsnel na benede op die laagste deel van die seebodem te stel en dan net so gou weer terug te bring. Maar jy moet dit wil, anders kan ek niks doen nie, want ons het meer ontzag vir een vonkie van die vryheid van die menslike wil, as vir al ons krag en mag, wat deur Elohim aan ons verleen is. Daarom moet jy eers wil, en ek sal daarvolgens handel. Ek wil net hier 'n bietjie verduidelik. Toe Joshua vir Jara sê, kyk op na die sterre, en kyk na hulle, en dan sal jy daar uitkom, en dan sal jy die wonderlike dinge sien. Toe kan sy nie sien nie, want sy het met haar oë gekyk. Toe sê Joshua vir haar, kyk met jou hart. En dit is hoe dit werk aan die ander kant, want die koninkryk is in ons. Alles wat hierdie Jara nou sien, is in elkeen van ons, as ons dit net kan regkry om met ons harte te kyk. En sy het dit reg gekry. Die apostels en die ander gaste wat daar was, het dit nie reg gekry nie, maar hulle is nou getuies van alles wat hier gebeur, want Joshua het hulle aan die slaap gemaak,
En nou het hy hulle harte geopen, wat hulle nie self kon open nie, want die materiële liggame het te swaar op hulle gelê. Onthou jy julle dat ons gister gelees het, toe hulle almal ook maar bang was, en plat gelê het, en te bang was om rond te spring soos Jara. So, as jy iets in die koninkryk wil sien, moet dit uit jou hart gewil word. En dan gaan die koninkryksdinge vir jou oop, omdat dit in jou hart is, want in die geestesdimensie, waar ons hierdie dogter nou sien beweeg, is daar nie tyd nie, is daar nie plek nie, of ruimte nie, en is materie neem nie meer 'n faktor nie. Daarom kan alles orals wees. So, onthou net dit, wanneer jy die boeke geestelike, wat is die boek se naam, die van Lorber, die geestelike, maar in elk geval, die boeke wat handel oor die lewe na die lewe hier op aarde, sal jy altyd sien dat hulle saam met 'n engel beweeg, en dan hoe verder en nader hulle aan Yeshua kom, dan sê die engel, nou moet julle self wil, want julle het nou alles gesien in my sweer, of deur my sweer, maar nou moet julle dit sien deur julle eie sweer, of bedoelend deur jou eie gees. En dit is wat gebeur wanneer jy oorgaan. Jy beland dalk in familielede of goeie vriende se huis, en hulle lei jou, en hulle leer jou, en hulle help jou. Almal is ontsettend behulpsaam. En met tyd, word jy dan nou sterk genoeg in die gees, om deur jou eie gees, jou eie sweer, te begin werk. En dan skep jy vir jou 'n leefomgewing, met jou gedagtes. Jy skep tot die huis wat jy in wil woon, die kamers, die meubels, alles. Die omgewing, die berge, die strome, alles wat jy kan aan dink waar jy nou wil bly wat vir jou mooi is. En as dit vaste vorm gekry het in jou gedagtes, dan sê jy in die naam van Yeshua, wil ek dit. En dan bestaan dit. En dit is jy. Dit is nie 'n plek waarin jy bly nie. Dit is jy bly in jouself. En orals waarin jy in hierdie huis is, herken jy sekere dade op die aarde. O, daar is 'n stuk, daai ding wat daar hang, dit is daai bedelaar wat ek 'n glas water gegee daai dag. Of hierdie is iemand wat ek 'n huisie voor gegee het, of wat ook al. Dit is hoe jou huis lyk. En hierdie Jara is nou in hierdie eie huis van haar, terwyl sy in die vlees is, wat 'n wonderlike voorreg is, en wat dan vir ons wys op die eindtyd bruid, wat wel nog in die vlees gaan wees, maar in haar geestelike ontwikkeling so hoog gaan wees, dat Yeshua die hemele vir haar gaan oopmaak. Ons het al baie daaroor gepraat, dat jy basies 2 lewens gaan lei, wanneer jy die wedergeboorte van die gees bereik het. Jy gaan in die geestelike dimensie wees waar sy nou is, maar jy gaan ook met jou voete op die rotswand staan waar sy nou is, en die rots is Yeshua. So, jy gaan ook 'n mate van alomteenwoordigheid kry, waar jy gelyktydig hier in Amerika en in Engeland kan wees, en waar jy in die geesteswêreld en in die vleeslike wêreld gelyktydig kan wees. En dit is nie so ver gesog nie, want Yeshua se bruid moet dan seker so om en by op sy vlak wees. Nooit kan ons sy vlak bereik nie, maar ons kan daarom soortgelyk wees. Hy sal nie 'n bruid neem wat nie op sy vlak is nie. En dit bring alles net die liefde voort. Hierdie liefde wat hierdie dogtertjie vir Yeshua gehad het. Nou kyk jy, nou wys hulle hierdie see wat opgelig word, wat ook sekerlik 'n geestelike betekenis het. Die see, die waters is gewoonlik kennis, of die waters is ook nasies, die see is nasies, maar Yeshua hef hulle op, en hy bring hulle saam.
En nou sê die engel, Jara, kom saam met my en oortuig jouself. Jara sê, hoe kan dit gedoen word? Ek dink ek het dit gelees. 17. Ja, 17. Nou goed dan, oortuig my. Oombliklik staan hulle op die kurkdroë diepste deel van die see, en die engel raap 'n pragtige parelmossel op, en gee dit aan Jara, ter herinnering en ter lering van alle ander, wat liggaamlik wel vasgeslaap het, maar alles in 'n droom te siene kry. Nadat Jara die mossel in die ruimsak van haar romp geplaas het, vra die engel vir haar, glo jy nou dat al die water van hierdie see hulle in die groot bol bevind wat bo ons sweef, en dat die uitgestrekte seebedding heeltemal droog is? Jara sê, ja, ek sou u sonder dit ook wel geglo het, maar bring my nou maar weer vinnig na bo by my meester, want sonder hom sterf ek sommer dadelik. Nauweliks was die laaste woord uitgespreek, of die liewe Jara staan weer langs my, op die top van die berg, en ek vra haar hoe dit haar geval, en wat haar mening daaroor was. Jara sê, meester, dat u alles kan, is maar al te goed aan my bekend. Maar hoe in en deur u wil, ook die wil van die engel so magtig kan wees, dit sal die engel self wel nie verstaan nie. Laat staan dat ek u daaroor iets sou kon vertel. Dit is buitengewoon wonderbaarlik, maar verstaan kan ek dit nie. Yeshua sê, dit is 'n baie goeie en baie korrekte antwoord. Maar in jou eie hart sal jy mettertyd ook wel vind hoe Elohim sulke dinge kan. Hoe geval die engel jou oorigsins? Volgende hoofstuk, Jara se bewys van liefde, hoofstuk 1:3-5. Jara sê vir Yeshua, hy is wel 'n onbeskryflike mooi mens, omdat hy net soos 'n mens daar uitsien of lyk, maar langs u, o meester, is alle engele van en hemele met al hulle lig en hulle skone forme, net so goed as niks, want al hulle skoonheid is slegs maar van u af, en is u self, tog sou ek nie daarvan kan hou nie. Yeshua sê, maar is ek dan, soos wat jy my hier sien, miskien mooier as hierdie engele? Kyk my ruwe werkershande, my deur die son taamlik donker gebreinde vel, en my leeftyd is tog regtig nie so aantreklik nie, terwyl hierdie engel iets het, wat die hemele maar mooi wil en kan noem. Jara sê, meester, die uiterlike tel nie vir my soos die innerlike nie, wat nie volledig soos u hart lyk nie, want u alleen is die Heer. Ek wil net iets hierso noem, dat ons net dit mooi sien, omdat daar so 'n aanslag vandag kom in die wêreld, dat Yeshua swart is. Dit is wat hulle nou almal sê, tot die president van Rusland sê dit ook. En hulle haal allerhande kamstige bewyse uit. Nou een ding wat 'n swart mens nie kan doen nie, hy kan nie bloos nie, en hy kan nie brein brand nie. Hier sê Yeshua, ek het 'n gebreinde vel. So hy was blank, en van die son waar hy heeldag in was, is hy brein gebrand, soos ons almal wat buite werk. Yeshua sê, maar uit die engele straal my liefde en my wysheid oral regstreeks uit, of direk uit, wat heeltemal na my lyk. As jy dus slegs om my liefde van my hou, hoewel ek die Heer is, dan sien ek nie in waarom jy hierdie pragtige engel nie net so lief kan hê, soos vir my nie, want hy is toch slegs uit my liefde en wysheid saamgestel. Jara sê, meester, my liefde en my lewe. Uit daardie twee lewenselemente is die mense ook saamgestel. En toch kan ek hulle nie so bo alles lief hê soos vir u nie. Ja, ek hou sekerlik van alle mense en die meeste van die behoeftiges. En sover my geringe kragte reik, doen ek altyd alles om aan die armes hulp te verskaf. Maar toch kan ek hulle nie so lief hê soos vir u nie. En ook hou ek van hierdie liewe engel, maar toch behoort my hart en my lewe aan u. Slegs wanneer u, o meester, my suiwere liefde vir u hart sou afwys, dan sou ek egter baie bedroef word, maar ek sou dink,
Hy, die reinste, die mees heilige, het miskien jou liefde wat nog te onrein was vir hom, nie waardig gevind nie, en het haar daarom afgewys. Na hierdie woorde begin die kleintjie te huil en sê saggies snikkend, en so sal dit ook wees. Ek het my met my liefde te ver gewaag, en bedink nie in my naïwiteit wie die een is, wat my hart so in beroering gebring het nie. Daarom wys u te heilige liefde my nog baie te onreine liefde heel sag af, en gee my 'n engel, wat my hart eers moet reinig, en moet opvoed vir 'n meer heilige liefde. Dit verskaf my geweldig pyn, maar ek weet dat u alleen meester is, en dus sal ek regtig alles dra, wat u my wil oplê. Nou sê Yeshua vir haar, o my lief, hoekom verwyd jy in jou liefde jouself nodeloos? Wie my nie net so lief het soos jy nie, maar ook maar iets ter wêreld meer lief het as vir my, is my liefde nie werd nie. Ek het dit verdik, want dit is 'n boodskap vir ons. Ons moet hom lief hê soos daardie dogtertjie. Anderste is ons sy liefde nie werd nie. Maar jy met jou hart, wat haar deur alle engele van die hemele nie van my laat afkeer nie, het my, jou Elohim en meester, selfs in gelyke mate lief as die engele van die hemele. En daarom is jy lankal self 'n pragtige engel, wat ek beself besonder lief het. Kom aan my hart, en haal daaruit die volledige skadeloosstelling vir hierdie klein toets. Na hierdie woorde is die kleintjie weer heeltemal genees en kruip so dig moontlik teen my aan. Toe sê die engel, o saligheid van alle salighede, wat beteken alle hemele by die gesig van so 'n liefde? Ons volmaakte geeste het weliswaar al so eindeloos baie salighede genoem, dat die getal daarvan deur geen tong meer uitgespreek sou kon word nie. Maar al die tallose genoemde hoogste verrukkings is niks vergeleke met hierdie, waar u, o heilige Vader, u kind in u arms neem, en dit met sigbare opperste liefde aan u heilige hart druk. O watter onuitspreeklike verrukking moet die kind nou gewaar word. Yeshua sê, ja, die verrukking is vir hierdie kind baie groot, maar ook vir my. Na die volëinding sal julle dit ook smaak, en julle almal aan die tafel van my kinders geëet het. Maar laat die water nou weer sy plek inneem. Daarna sal hierdie kind van my vir jou 'n ander opdrag gee. Iets wat ons nie altyd aan dink nie, is dat Vader ook 'n verskriklike verlange gehad het na kinders. Dis hoekom hy die engele aanvanklik geskep het. Want net soos wat ons kinders sien groei en baie lief vir hulle is, omdat hulle wesens is, mense met eie wil, eie persoonlikheid. Hulle is nie robotte en klone van ma en pa nie. Elkeen het sy eie persoonlikheid. So het dit Vader behaag om die engele uit hom te laat voortkom. Elkeen met sy eie persoonlikheid. En dat dit hom behaag het dat hulle met hulle eie vrye wil hom lief gehad het. Nou ja, 'n deel van dit het nou tot niet gegaan omdat hulle teen hom gedraai het. Net soos dit in baie gesinne ook gebeur, dat van die kinders loop die pad verkeerd en val van die regte weg af. Maar Vader bereik ook 'n salige gevoel binne in homself deur na sy kinders te kyk. Dit is nie net ons wat salig word omdat ons 'n Vader het wat vir ons lief is nie. Dit werk beide kante toe. Yeshua sê, terwyl ek my mond na die oorgelukkige hoofie van Jara wend, sê ek Yeshua, nie waar nie my Jara, jy help my wel om my engele werk te besorg. Die kleintjie antwoord met 'n van liefde vervulde en kinderlik onskuldige sagte stem.
O ja, vir u doen ek alles ontsettend graag. U hoef dit maar net te sê, en ek stort my ter wille van u in elke vuur, en ook van die hellings van hierdie berg na benede in die see, as dit weer daar is. Joshua sê, ek sou toch geen aardse vuur jou nog kon, en toch sou geen aardse vuur jou nog kon brand of vernietig nie, want jy is self al gevul met die sterkste en magtigste vuur. Ook klippe en water sou jou nooit kwaad kan doen nie, want jou vastheid van wil binne my orde is harder as 'n diamant, en jou hart is sagter as al die water van die hemele. So belangrik dat ons 'n vaste wil moet hê om in die orde van Vader te bly. Kortom, jy het al 'n plek in my hart verower, en ek gee jou daarom die vryheid om die engel iets te sê wat hy moet uitvoer, en hy sal dit uitvoer asof ek dit self opgedraai het. Bedink nou dus 'n opdrag en gee dit aan die engel, wat al jou verlangen wag om van jou hart 'n opdrag te kry. Wens maar iets en alles sal oombliklik ten uitvoer gebring word. Jara sê, liewe bode uit die hemel, maak in die naam van Jahwe as dit sonder skade gedoen kan word, dat hierdie berg, wat op natuurlike wyse te moeilik te bestyg is, maklik en sonder gevaar na bo en na benede begaanbaar sal wees, ook aan die kant van die see, waar hy andersins net maar vir voëls toeganklik is. Die engel maak 'n heel suurlike buiging voor die kleine Jara en sê, o glansryke of heerlike gebiedster in die naam van die meester, kyk slegs na alle sye van die berg, en jy sal seker tevrede met my wees. Kyk, by tye is ons wel langsaam in ons dade, maar as dit nodig is ons ook vinniger as die bliksemstraal. Einde van die hoofstuk. En daar is 'n baie dieper betekenis in hierdie berg wat so moeilik was om te klim. En Joshua moes die eerstes hy opvat in die gees. Onthou, ons het gesien hoe hulle gesweef het, toe hulle agter hulle kyk, te kan hulle nie glo, hulle is al so ver, nog net die laaste kraanse wat voor hulle lê, en hulle is toe sonder moeite op tot bo. En dit gaan ook in die eindtyd wees, dat daar voorlopers sal wees, wat vir ons, of wat die pad moet regkry vir die eindtyd gebeure, vir die eindtyd bruilof. En dan gaan deur die geestelike inwerking van Joshua, gaan die pad makliker gemaak word. En dit vind ons in die 1000-jarige vrederyk. Wanneer daardie mense oorgegaan het, 12.000 uit elke stam van die huis van Israel, en hulle die mure van die stad voltooi het, sal daar dan 'n stad van mense wees. En daardie mense, man en vrou, sal geboorte gee aan kinders. En dan sal daar kinders baie makliker bo op hierdie berg kan kom waar hulle is. Want hulle gaan gebore word in gesinne wat absoluut een is met die Vader. Wedergebore geestelike kinders van Vader, heel moontlik met verheerlikte liggame, gaan daar kinders gebore word wat wedergebore gaan word. Ons kan nie indink nou hoe dit gaan wees nie. Maar die berg word makliker begaanbaar gemaak. En siele wat baie ver geval het in die val van die geeste wat nou saamgestel is deur Joshua in die materiële ryk of die materieryk en die planteryk en die diereryk, wat nie 'n kans sou gehad het as hulle nou gebore moet word nie. Hulle sou nooit op die berg gekom het nie. Maar nou, as hulle in daardie ouerhuise gebore word, gaan hulle die hoogste sport van die gees bereik. Dit is die wonderlike van die oprigting van die nuwe Jerusalem. En ek wil iets net byvoeg. Gister, toe ek daar by die klipwiel staan, en ons bid en ons seën, toe kry ek dit net, dat Vader het in my hart sit, dat daar waar ons staan,
is die hoogste punt van die eindtydberg waar ons kan kom. Daardie berg is net soos in hierdie hoofstuk, waar die hemele geopen is vir Jara, vir die bruid. Dit is 'n kontakpunt tussen hemele en aarde. Soos wat ons al baie verneem het, dat Yeshua gesê het, hy het vir ons hier die hemele geopen, sodat ons, wanneer ons bid, met alle krag van al hierdie engele, met Yeshua wat by ons is, die middelaar van die nuwe verbond, ook en mense wat ons al baie gesien het, ons voorvaders wat voor ons heen gegaan het. Daar is al baie getuienisse gebring van boere van die geskiedenis wat hulle self hier bevind in die gees by ons. Baie mense wat onlangs oorgegaan het, wat gesien is dat hulle hier by ons is en met ons saam aanbidding hou en saam met ons by die Gilgalwiel is, want die geestes grens of barrier is oopgemaak deur Yeshua. En dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat ons het. En dit is so wonderlik dat ons vanaand sy Pasga gaan vier. En ons kan seker wees van derduisende, dalk miljoene gaste wat vanaand ook by ons sal wees. Want hulle leef saam met ons. Soos wat hulle hierdie jare beskou, gaan hulle ook die dogter van Sion bruid beskou. Maar dis nie dat hulle oë van ons afwend nie, hulle weet ons is nog nie volmaak soos hierdie dogtertjie nie. Ons is nog in die vlees. Maar alles bring hulle in beweging om ons te help. Ons het nie meer 2 of 3 beskermengele nie. Ons kan gesamentlik honderde of duisende beskermengele hê wat na ons kyk. Omdat Satan so ernstige aanslag op ons gaan probeer, moet daar baie meer engele wees om ons te beskerm. Maar ek wil dit net met julle deel wat hy gister op my hart gedruk het. Dit is die hoogste punt van die berg op aarde, nie in die land nie, of nie in hierdie mootstreek nie. Ons doen 'n geweldige belangrike werk. En ons is al amper 8 jaar besig daarmee. Iets om na te dink oor. Baie dankie.